1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Juffrou Brompot. Dit is natuurlik nie haar regte naam nie. Ek sal julle maar liewer nie sê wat haar regte naam is nie, want dit sal haar baie ontstel. Dit was haar pappie wat haar die naam gegee het. En julle kan seker raai waarom. Juffrou Brompot was altyd net die ene klagte. Sy moes eintlik in Bromstad gewoon het, maar sy het nie. Sy het saam met haar mamma en pappa en boetie in 'n mooi huis gewoon. Daar was regtig niks om oor te kla nie, want sy het mooi klere en genoeg kos en 'n lekker lewe gehad. Wat meer kon 'n dogtertjie na verlang? Poppe? Sy het sommer baie gehad. En ook 'n popwaantjie en 'n popbedjie. Lekkers? Sy het elke week 'n kardoes vol gekry. Sakgeld? Sy het soveel gekry dat sy gespaar het om 'n fiets te koop. Nou sal julle wil vra, waarom het sy dan altyd gekla? Ek weet nie, maar sommige dogtertjies is baie snaaks. Nie waar nie? Hulle doen net altyd wat 'n mens nie verwag nie. En dit was die moeilikheid met Juffrou Brompot. Sy was nooit tevrede nie. Kla, o liewe. Dit het sommer in die oggend al begin, voor sy nog opstaan. Gewoonlik het dit begin met, "Ag, hou op, Jannie." Dan sal mammie sê, "Moenie aanhou sê, hou op nie. Wat makeer jou?" Dan kla Juffrou Brompot, "Jannie sing en ek wil stil in die bed lê." Of "Jannie het my met 'n kussing gegooi." Of "Jannie trek vir my skewe bek." Met ontbyt was dit 'n gewone ding vir Juffrou Brompot om te sê, "Ek hou nie van hierdie soort pap nie." Of "As ek nie graanvlokke kan kry nie, wil ek niks anders hê nie." Maar die middagete was gewoonlik die ergste. Byna elke dag het sy omtrent alles wat mammie gekook het, nare ou kos genoem. Word haar bord kos voor haar neergesit, sal sy so onderlangs mompel, alweer die ou nare goed. Af en toe het haar pappie haar uit die eetkamer gestuur oor haar stoutigheid, maar dit het nie veel gehelp nie. Hy het gesê dat as sy nie ophou brom nie, hy haar swaar sal moet straf. Eendag met die middagete het Juffrou Brompot weer begin. "Ag, ek hou niks van hierdie kos nie," het sy begin. "Ma het vir my soveel van die nare ou kool opgeskep." "My kind," het pappie gesê, "onthou jy wat ek jou gesê het? Daar is duisende kindertjies wat maar te bly sal wees om so 'n goeie ete soos hierdie te kry. Jy sal elke brokkie moet eet voor jy vanmiddag terugkeer skool toe." Juffrou Brompot het geweet sy moet haar pappie gehoorsaam en maak toe maar of sy eet. Sy het omtrent soos 'n kanarie daarin gepik. Toe al die ander klaar geëet het, het Juffrou Brompot nog maar skaars begin. Pappie het opgestaan en moeder het in die kombuis gaan werk. Net sy het aan tafel bly sit om klaar te eet. Toe, skielik, hoor sy die skoolklok lui en sy het geweet wat vir haar wag as sy laat kom. Sy het dadelik opgestaan, haar jassie aangetrek en skool toe gehardloop sonder om eers vir mammie of pappie te groet. Toe moeder later in die eetkamer kom, is Juffrou Brompot weg, maar daar staan haar bord kos nog net so. "Juffroukie," het moeder haarself gesê, "vandag sal ons 'n ding sien." Toe die skool uitkom, is Juffrou Brompot soos gewoonlik huis toe. Sy het natuurlik skoon van haar bord kos vergeet, maar nou het sy baie honger gevoel. Die aandete was naderhand gereed, en wat 'n heerlike maaltyd was dit nie. Juffrou Brompot het werklik gedink dat daar vanaand iets besonders aan die gang is, want daar was koek, jelly en ander heerlike dinge. Sy het regtig uitgesien na 'n aangename ete. Maar toe almal net mooi aangesit het, kom mamma ingestap met Juffrou Brompot se bord kos wat sy die middag nie geëet het nie. "Dogtertjies moet leer," het mamma gesê, "dat hulle nie moet brom oor goeie kos nie. My dogtertjie sal al hierdie kos moet opeet voor sy van die lekker kos op die tafel kan kry." Moeder het net so effentjies geglimlag. "Oi,"
Hoe het sy tog nie gewens sy daardie bord kos die middag opgeëet nie? Nou het dit glad nie meer lekker gelyk nie. En boonop was dit al koud. Die trane het sommer begin rol. Ek wil dit nie eet nie, het sy gekla. Die ander het lekker geëet en die heerlike eetgoed het vinnig minder geword. Juffrou Brompot het doodstil gesit met haar mond styf toe en af en toe het 'n traan oor haar wange gerol. Toe skielik besef sy dat as sy nie nou gou maak nie, daar geen koek of pudding sal oorbly nie. En toe tel sy haar vurk op. Sy eet dit, sê Jannie skielik. Dis nie mooi van jou om dit te sê nie, het pappa hom berusp. Net 5 minute en haar bord was leeg en toe is juffrou Brompot die enige glimlag. Sy was gelukkig om die laaste stukkie koek te kry. Toe die kinders daardie aand gaan slaap het pappa en mamma gesê, ek glo nie sy sal weer oor haar kos kla nie. En sy het nie. Fluit, fluit, my storie is uit.